So, met eie saadproduksie het hulle so 2 jaar in die afgelope paar jaar gehad wat hulle probleme gehad het met bestuiving. By Klein Karoo Saad is hulle besig met navorsing om hierdie besigheid uit te sort. Kom ons vind 'n bietjie uit hoe, waar en wat. Hierdie is nogal interessant. Nie eens geweet is 'n ding nie. Okay, goeiemôre. Baie welkom by die navorsingsstasie, spesifiek bestuiving navorsing. So as julle gisterand kan onthou wat David gesê het, daar was 4 groot gebeurtenisse sover in Klein Karoo saadproduksie se geskiedenis wat negatief was. Dit was 1996 was dit die vloed. En dan 2002 was dit die rand wat sterker geword het, maar dan in 2012 en 2022 was dit al twee bestuiving wat nie gewerk het nie. Die bye het goed gewerk, hulle was gelukkig, toe gebeur daar een of ander weer gebeurtenis of event, en toe hou die bye net op werk, en maak nie saak of daar nuwe kaste ingebring is nie, die bye wou nie terug gaan lande toe nie. So dit is 'n baie groot risiko, so dit is die rede vir hierdie navorsing, om te probeer agterkom, wat het gebeur, kan ons iets daaraan doen, hoe kan ons hierdie risiko bestuur van die bestuiving, wat die bye net ophou werk. En dan 'n kenmerk van daai spesifiek ook was, dit was nie net localized nie, dit was oor 'n groot wye area. So dis hoekom die risiko en die verliese dan so groot is vir dit. So as ons kyk na 'n heuningbei, die heuningbei is ons hoofbestuiver van die eie, Apis mellifera, en dan hier in die Kaap is dit, het ons die Kaapse by, so dit is een van 2 spesies of subspesies heuningbye wat in Suid-Afrika is. En vir 'n by, wat maak 'n by aantreklik vir 'n wat maak 'n blom aantreklik vir 'n by? So daar's 4 belangrike goeders. Dis die kleur en die struktuur van die blom, maar dit word deur die genetika bepaal. So ons kan nie veel dit manipuleer van die produseerder se kant af nie. Maar die ander goed wat belangrik is vir 'n by, is sy nektarvlakke, die volume nektar wat geproduseer word, die suikervlakke binne in die nektar, en dan word die gees van die hele eie blom in die nektar. So dit is nou op ons navorsing dan fokus. Ons kyk na die suikersmakte, ons kyk hoe varieer die volumes, en dan dit was die eerste deel van die navorsingsprojek. Nou die tweede fase waar ons dan nou ingaan, gaan ons ook nou begin kyk na die geur of die reuk van dit. So basies, ek weet nie of julle kan onthou van daai chicken 5D chicken sniffer nie. Dis presies wat ons gaan doen met die eie blomme. Ons gaan hulle die reukmolekules wat afgegee word, ons gaan dit opvang, ons gaan kyk hoe dit verander, ons gaan kyk hoe dit varieer, en dan gaan ons kyk of ons kan voorspel met daai genoeg data, of ons kan voorspel of daar sekere kenmerke is wat gaan wys dat hierdie plant is onder stres, dat hy gaan verander en dit gaan die bye beïnvloed en die bye afsit. So dit is basies in hooftrekke wat ons dan nou wil doen. En ons het al reeds begin ook daarmee. Hier agter sien julle 'n lang proef wat daar geplant is. Dit is ons kunsmisproewe, waarna ons kyk na die hoeveelheid kunsmis wat gegee word, die tydsberekening van die kunsmis, en dan kyk ons ook na verskillende formulasies en hoe dit die nektar beïnvloed, en dan natuurlik die invloed op die bye spesifiek. Dis die eie wat jy nou praat. Die eie, ja, hierdie eie. Alles een soort. Dis alles een soort op die oomblik, want ons laat ons nie te veel faktore het wat verander nie, en dan gaan ons nou daai data gebruik. En dan die hoofdoel is natuurlik al hierdie data wat ons insamel, presies soos wat meneer Geldenhuys gisterand gesê het, is om daai data te bou vir hierdie AI toepassings. Laat ons hierdie goeters, want hulle is mos baie slim om patrone te sien en te kan predict. Dit is, ons wil daai data begin bou, dat ons kan sien wat, of ons kan kyk of ons hierdie goeters kan voorspel en vroegtydig kan mitigeer. Is daar enige vrae oor die navorsing waarmee ons besig is? Hoe kan ek julle waterproef ook gedoen? So kan die water ook die nektar beïnvloed, net so by die kunstlose nektar? Die water kan ook die kan ook beïnvloed as jy te min water dan as natuurlik, maar dis dan stresomstandighede. So dra jou water en hoe jy jou water gee, die plant stres, dan kan dit ook die produksie beïnvloed, maar ja. Maar hierso ons kan net een faktor op 'n slag, anders kan ons nie sê wat verander wat nie, want ons het te veel veranderlike. So hierso was net die tydsberekening, die formulasie en dan die veelheid wat ons hierso eers toets, ja. Dit help my oor die water. Ja. Te vra meer besproeiing in die bestuivingstyd, is dit sê hulle kan die bye beter laat werk. Is dit nie so nie? Wel, die vorige een daar was dieselfde vraag ook, want daar was oor hoofse besproeiing of die wat hulle gesien het, as jy die kop 'n bietjie afspoel, soos as die bye nie baie lekker werk nie en daar's 'n reënby en dit word weer afgespoel, dan begin die bye weer werk. Dit is wanneer die nektar begin ophou daar op die kop, en as jy dit net so bietjie afspoel en dit net bietjie deurspoel, dan
want baie keer as die nektar konsentreer, want as die suikerkonsentrasie te hoog raak, dan wil die bye dit ook nie hê nie, want hulle tonge werk soos 'n strooitjie, dan kan hulle dit nie meer behoorlik opsuig nie, dan is dit te dik, dan is dit soos 'n stroopspul, so dit is waar dit inkom. Die druppels is ook uit, want dis as jy meer water deursit, dan kan jy ook die nektar, want hy het ook water nodig om daai nektar te produseer, ja. So dis goed om oorhoofse besproeiing te gee terwyl jy druppel, as ek nou reg verstaan. As jy Nee. die oorhoofse besproeiing terwyl jy by jou werk. Luister vir julle adviseer. Daisy, ja, in ons area is die groot ding van oorhoofse besproeiing is altyd goed om te hê, Ja. in so 'n geval. Maar jy weet mos, die siekte druk neem baie toe in ons area. So ja, druppelbesproeiing bly maar die beste. Ja. Sien julle moet luister vir julle adviseer. Dat ek nou nie vir julle die verkeerde raad gee nie. So, maar sê gou vir my, julle het so die bye het nou gewerk, soos ek dit nou verstaan, Ja. en toe gebeur daar iets en toe raak die blommetjies bitter of wat ook al. O ja. En toe basically sê die bye net, okay nee, ek is nou nie, ek stryk nou. Ons gaan nou nie verder Ja. aan die blomme toe nie. Dis Is dit wat gebeur? Dis wat gebeur het. Dis hoekom ek kan nou nie onthou wat vir julle genoem het. Dis wat ons ook gaan doen is ons gaan hierdie plante vat wat ons geplant het. Ons gaan hulle ook stres test, soos wat hulle 'n vliegtyg stres test om te kyk wat gaan verkeerd. Gaan ons presies, ons gaan die blomme onder baie koue omstandighede blootstel. Ons gaan hulle aan baie warm omstandighede, amper verwelkingstoestande blootstel en dan gaan ons kyk wat verander, hoe verander dit? Kan ons dit reverse? Is dit moontlik? Ja. En dan gaan julle daisy ek weet die daisy blommetjies vat in 'n bottel en dan spuit ons die blommetjies met dit. Ja, as dit so maklik was, ja. Nog enige vrae? Iets wat julle oor wonder? Ja. Hy het nou gevra van die blommetjies. Ja. Iets om oor die eie blomme te spuit wat hom soeter maak. Mense het al baie goeders getoets, maar dis nie konkrete en dan partykeer dan werk dit die een jaar, die ander jaar werk, maar daar's niks konkreets nog wat jy kan spuit of aan jou blomme kan smeer of by jou blomme sit wat dit gaan. Daar's niks wat sustainable is op die stadium. Michiel gaan jy nog vir julle 'n bietjie vertel van die pollen ook. Yeah. So on bee attractants, we've done quite a few trials on bee attractants, but I think there's a lot unknown about it. So like there are products like that you spray. There's also paste that you put in between the plants, and on some fields we've seen it work, but not in the scale to go like this is definitely the product, this is the magic trick, this will work everywhere. So I think it's quite difficult because obviously, I mean, the bees are not just like one fit all. I mean, if they were, that's like you can figure this one out. That's a win. So yeah, the answer on that is like there are some products, but I don't think there's any conclusive evidence that they really are beneficial. All of them. Let's put it that way. More research needs to be done on them. So from our side, so what we actually do, like also on the research, the nectar research, we do actually, so I run a company called BeeTech. We used to be beekeepers, and we actually now look at like pollen viability and how do you increase pollen viability in field. So, but also like, you know, like when plants are under stress, they decrease pollen viability. So sometimes even when the bees work well, there's not great pollination. That can be related to there not being much pollen in field and not be much or pollen in field, but dead pollen or aberrant pollen, which is genetically deformed pollen. So one of the things we're looking at and test we're going to do this year is like looking at the different stresses of what stresses pollen and how can you actually manage pollen in field. So we ran a trial on brassicas where we ran 11 different products. We actually see which product improves pollen viability in field and which ones actually reduce pollen viability. Some of the chemicals, products we spray, and for example this program, like, you know, how does that affect the male lines, because obviously you need pollen to get pollination, which makes sense, but it's something I think often doesn't get looked at. Kan ek jou nou met 'n joker hier vir die kant afgooi? So in a lot of other crops worldwide, there's a big tendency to go away from anything salt, meaning sodiums or sien nou gaan nie Engels. Sout of chloride. Nee, eerder is klaar. Nee. Sout of chloride. So sodiums or chlorides. Have you done any work to see a correlation between because when you apply these high amounts of fertilizer for the onion, there's a high content of salts there that maybe have an effect or not?
that's these trials. Yeah, exactly. We actually were talking about it earlier. Like it's like actually on onions, there is research, but you're looking at like peer-published work, 1986. You know, like 40 years ago. And there's new varieties. There's a whole lot of new products. There is actually very little data available right now. And I think the whole idea behind these trials actually is to build the data and actually go like, you know, what are the factors that we can control? Because there's some you can't control. But then how can you work within those frameworks, and how can you actually manage nectar to improve pollination, the movement, to make flowers more attractive? How do you improve pollen viability in field? But a lot of the data has to be built because it doesn't exist. So definitely interesting and definitely a trial. I mean, most likely not, you know, like we've all the answers, but it's a baseline to build on and obviously come with practical solutions to increase crop. Because the research is, you know, as much as it's, you know, like learning things, it has to be practical. It has to improve yields ultimately in field. That's the goal. Wat beïnvloed die suikerinhoud van die plant die meeste? Het julle al daai proewe van die blom, die suikerinhoud? In terme van 'n produksie point of view. Dit is nou presies wat ons gaan besig is om te doen. Ja. Is daar enige praktiese, soos met die mielies het hulle 'n masjiene wat die styfmeel kan optel en dan strooi hulle dit oor die vroulike plante. Daar's nog nie so iets wat Nog nie. styfmeel kan optel. Nog nie. Nee. So that's we're actually doing trials this year where we're harvesting pollen and then applying it. But that's a while away before that works in any way. Because these guys are not as easy as mielies were. You just spray it in the air and they catch it. They're a little bit more complicated. Also, they use bees, so the vector is not the wind. So that makes it also plenty of challenges. And the weather here is pretty extreme. Again, for pollen viability in the air is tricky. Well, Gebruik julle dieselfde baie, raak weer die proses of bring julle nuwe baie in sodat hulle ek weet nie die tyd saamgaan? So op die oomblik doen ons nie direkte toetse op die baie nie. Dit is die volgende een. Ons soek nou eers daai chemikalie om dit te verander en dan die volgende stap is wat ons dan die baie vat en dan kyk ons hoe reageer hulle as ons daai chemikalie of daai stowwe oor hulle vir hulle daan blootstel of iets. So nou op die oomblik is dit nog nie. Ons het net ons gewone soos 'n gewone bestuivingskorwe hier, so dis nog nie, ja. As jy sien nou gaan 'n bietjie stres, dan moet jy net meer water druk. Nee, Hy sê ja, jy sê nee, nou waar is ek nou in die middel? Ek doen net die navorsing. Julle moet luister vir julle produksieadviseurs. Ja. Oom, ja, definitief. Ek dink die grootste gevaar is jou hele produksie moet nooit onder stres gaan nie. Want sodra jou produksie onder stres gaan, dan gaan jou nektar taai raak. Okay, dis wat ons al van my. So also, and so we've done tests on this, like so, but when you stress the plants, when you stress the male lines, they will produce pollen, and you'll tap and you'll be like, I mean, with the onions, it's quite clear when they produce pollen. But we've tested that pollen. When you stress the male lines, you will actually just have aberrant pollen, which is not fully developed, which actually can't pollinate. So the bees will carry it, the bees will eat it, the bees will work, but stress in field on male lines generally has a negative effect on pollen quantity, the amount of pollen, and definitely the viability of pollen. So managing the stress is very important. Wag, jy het gesê wat 'n groot woord pollen? Wat 'n pollen? Aberrant. Nie viable nie, is dood. Dooie pollen. Ja, dit gaan nie bevrug nie, ja. Right, so sien, wêrelds interessant. Dan gebruik ons al AI vir eie bestuiving. Wie sou geraai het? So, as jy belangstel om dalk self uitjie wat te plan, jy wil net meer inligting hê, linkie bo of hieronder, kom met Klein Karoo in kontak. Dis die van ons spys af tot volgende keer. Goed.